Taxi-rit in die hospitaal uit die bundel Oom Misbolletjie se boskonsert, beskryf deur Oom Misbolletjie en voorgeles deur Louis Nel. Waarom gebeur noodgevalle altyd snags? Ek hyg vir 'n bietjie asem in my seer gehoeste longe. Mosbolletjie ignoreer die spoedbeperking so effentjies. Ek gloei rooi warm terwyl ek bibber van die koue. Malaria flitste deur my benewelde brein. Die 5 minute rit na die hospitaal voel soos ure. Ek strompel ongevalle binne op onvaste bene. Hulle verwag my en ek word leeggemaak. Ek voel baie sorry vir myself. 'n Naald so dik soos my pinkie, regtig, ek oordryf nie, word in 'n aar in my hand ingedruk en dan word die eerste van sommer baie sakke soutwater aan 'n halfduimpyp gekoppel en in my lyf ingepomp. Jy gaan sommer baie gou beter voel, verseker die nurse my. Hy het gelieg. Mosbolletjie se Chinese waaiertjie probeer om die koors te verlig, maar is ook maar net 'n troos. My gesig smile mooi vir haar. My binneste smile nie saam nie. My kop, o my kop, verbrande malaria muskiet. Daai swerkater het my bygekom toe ons in die bos gekuier het. 'n uur gaan verby, 2 ure, en ek is steeds in ongevalle. Die dokter daag op. Hy skud sy kop. Ek moet in die hospitaal opgeneem word vir die nag, maar eers soek hy my bloed. 'n man van die laboratorium word nader geroep. My are val plat. Hy probeer hier, steek daar, maar puur verniet. Dis seer. Uiteindelik, soos 'n boorman wat water gevind het, tref hy 'n aar. Wil die man my nou leegpomp, wonder ek na die soveelste botteltjie wat hy volmaak. Hoeveel bloed is daar nou nodig om te kyk of daardie muskiet se tande giftig was? Teen hierdie tempo is omtrent al my bloed al vervang met soutwater. 'n Hospitaal-taxi word nader gesleep en soos Lord wie ook al arriveer ek met my windmaker wiele in die 2-bedsaal. Pype net waar jy kyk en bo aan die ligdraad my sak soutwater. Die klomp nursies loop oor van vriendelikheid, maar ek voel soos 'n beer met 'n seer kop. Hulle los my om in die kooi te kom, maar hulle vergeet dat ek nog aan al hierdie loodgieter kontrepsies gekoppel is. Mosbolletjie probeer uitwerk deur watter mousgat van my slaaphempie die soutwatersak gesteek moet word. Alles is agterste voor. Sy hou die sak vas en sy ryg die pype deur die moue. Dinge raak half deur mekaar en skielik begin hierdie stukkie loodgieterswerk te backwash. Die kosbare ou bietjie bloed wat ek oor het, word in die pyp opgeslurp. Ek skrik my asfaal. Stokflou hygend suig ek uiteindelik in die kooi neer. O my kop, my kop. Die nagmerrie is oor. Nou kan hulle my begin gesond dokter.
Maar nee, die nagmerrie begin nou eers. 'n Jong nursie verskyn met 'n 3 duim dik pak vorms. My moed sak in my skoene. Maar dinge draai nog erger uit. Haar ou fluisterstemmetjie is so sag dat ek haar glad nie kan hoor bo die gesuis in my ore nie. Sy moet elke vraag 3 keer herhaal en dan moet Mosbolletjie hom weer harder vir my oor sê voor ek hom kan antwoord. Elke antwoord uit my gepynigde borskas is 'n marteling. Het ek al ooit gonoglortis gehad, of dysmaria, of whatchamacallititis, en is ek nie dalk pregnant nie? Sal daai vorms ooit end kry? 'n uur later glimlag sy selfvoldaan. Alles is afgehandel. Ten minste is sy darm vriendelik. 'n Suster daag op. Langs my begin 'n Kersboom te verrys. Die sak soutwater begin maatjies kry. Plat sakkies en dik sakkies en boepensbotteltjies en lang botteltjies. Almal word gekoppel aan my pypstelsel. Gelukkig word almal se kraantjies darm nie gelyktydig oopgedraai nie. Ek probeer daarbo lees wat op die bottel staan. Dis moeilik. Ek verbeel my ek sien iets soos DDT, Ratex en Blue Death, maar ek mag verkeerd wees. Daar's 'n stroom van verpleegsters en susters van alle soorte range wat elke 5 minute kom kyk of ek darm nog leef en of dit goed gaan. En die een wil vriendeliker wees as die ander. Selfs die skoonmaker se glimlag loop reg rondom van oor tot oor. Ek raak rustig. Hierdie is 'n baie vriendelike plek. My koors begin wyk en na die rookmasjienkie elke liewe gogge uit my longe uitgerook het, voel my bors ook alweer half leefbaar. 'n Goeie nag se slaap is die beste medisyne in die wêreld. En die volgende oggend sing die voeltjies alweer. Hier in die hospitaal begin hulle 5 uur in die oggend al donderend en klinkende met al hulle aktiwiteite. Luidrigtig. Daar's 'n gewoel en 'n gewerskaf en ek word 100 keer gevra hoe ek voel. Ek voel sommer tuis hier tussen al die vriendelike mense. Ek begin selfs die hospitaal te geniet. Ek word op die hande gedra. Dis 'n wonderlike hospitaal. Maar selfs die beste instellings het ook maar hulle kraakies. Kommunikasie, kom ek gou agter, is hier 'n groot frustrasie. As ek uiteindelik vir 'n wyle bevry word van my loodgieterswerke, gaan spring ek in die bad. Heerlik verfris kan ek nou rustig in die kooi gaan lê, sonder 'n spul aanhangsels. Maar my rus duur nie lank nie, want 'n hospitaal taxi kom die gange afgejaag en kom met skreeuende bande voor my bed tot stilstand. Ek kom jou net haal vir ekstrale, word ek ingelig. Wat se ekstrale? Niemand kan my sê nie. Soos 'n egte Shaka Skraal taxi ry hierdie een ook roekeloos en so ampertjies verloor ek 'n toon in die deurkusyn toe ons met skreeuende bande om die hoek ploeg. Gelukkig weet die radioloog darm wat sy te doen staan en weldra word ek meegedeel dat my longe nie so baie lekker lyk nie. Ek kon haar dit vertel het sonder die ekstrale. Ek weet mos hoe ek van hierdie kant af voel. Veilig terug in die kooi,
Wonder bo wonder met nog al my ledemate, maak ek my weer rustig. Inersie kom ingewarrel. NPM voor jou prosedure, word ek meegedeel, en sy warrel weer uit. Wag, protesteer ek. Wat beteken dit? Wat is hierdie NPM ding waarvan jy praat? Dan verduidelik sy dat dit maar net 'n hospitaalterm is, dat jy niks mag eet of drink nie. 0 per mouth. Oor die prosedure weet sy nie, maar sy sal probeer uitvind. Gaan hulle my vir die een of ander ding opereer? Nou begin ek bekommer raak. Al wat sy uiteindelik kan uitvind is, dat ek moet gaan vir 'n sonar. Waarvoor? Sy trek haar skouers op, dit bly 'n raaisel. My uitgedroogde lippe smag na die koel watertjie op my bedkassie, maar dis NPM vir my. Middagete kom ingestoom. 'n Geurige gereg word verleidelik voor my bed neergesit. My maag grom. Die smil lekker kaaskoek nagereg lyk na 'n 3-dimensionele skildery, kunstig versier met arbei-konfyt, papier dun gesnyde arbeie en kruisement. Die kwyl drup oor my gebarste lippe. NPM flitste deur my brein. Genadiglik daag die taxi net betyds op om my weg te neem van hierdie versoekings af. Tydens my duiselingwekkende taxirit ondertoe wonder ek steeds oor hierdie sonar. Waarvoor soek hulle nou eintlik? Wat gaan hulle besonar? Die radioloog stel my gerus. Jou bloedtoetse wys 'n abnormale lewerfunksie, lig sy my in. Ons wil kyk wat die oorsaak is. My buik word besmeer met 'n dik laag jelly, en dan, terwyl die instrument oor my maag gly, hoor ek, aha, hy het diamante gekry, dink ek. Stene is dit, inderdaad, maar alles behalwe edelstene. Dis galstene. My rit terug verloop sonder enige ernstige noodlottige ongelukke. In my kamer wag 'n stoomende bord kos. Ek verwonder my terwyl ek weglê aan die heerlike gereg, hoe 'n groot hospitaal dit reg kry om sulke smaaklike etes te bedien. Die kaaskoek is hemels. Maar dan is dit weer terug in die kooi. My loodgieterswerke word gekoppel. My longe word berook om die goggas te verdryf. Hulle karring in my oor om my koors te meet. Iemand kom pomp weer 'n paar liter bloed uit my uit om te gaan toets. My bloeddruk word gemeet vir die 476ste keer. 10 verpleegsters kom vra, baie vriendelik en belangstellend, hoe dit gaan. Op 10 verskillende geleenthede. Ek wil slaap. Die dokters kom een vir een inloer. Van die een moet ek verneem dat ek kanker het. Maar die goeie nuus is dat dit betyds opgespoor is. Die prognose is baie goed vir 'n totale herstel na 'n klein maar uiters ingewikkelde operasie waar radioaktiewe saadjies in my ingeplant word. Ek begin 'n prentjie vorm van myself as 'n lopende atoombom. Sal ander mense ooit veilig wees naby my, wonder ek. 'n tweede dokter kom sê dat my longe dit darm sal oorleef en dat ek ook nie malaria onderlede het nie. 'n derde kom sê my egter dat my galblaas sal moet waai.
en wanneer kan hy opereer? Dit is met weemoed in my hart dat ek die hospitaalsaal uitstap. Hier het ek uitgevind wat ware omgee beteken. Vir hierdie toegewyde mense is dit baie meer as net 'n werk. Dis by hulle 'n passie om na pasiënte om te sien. Ek sien amper uit na die operasie wat moet kom. Maar dan onthou ek skielik van daai taxi. Ek is nie 'n adrenalien junkie wat versot is op vreesaanjaende, doodsveragtende ritte wat jou hare laat regop staan nie. Ek wil niks meer as net my galblaas verloor nie. Volgende keer bestel ek vir my 'n rolstoel wat ek self kan bestuur.